Dis 'n voorreg om vandag vir jou te kan sê, en vir jou gesin, geseënde 2021. Net soos in 2020 het ons vir mekaar gesê, mag dit vir jou 'n mooi jaar wees. Hierdie keer is ons bietjie versigtiger, want ons weet hoe vinnig ons verras kan word. So 'n paar Sondae gelede het ek oor vreugde gepreek. En die preek het gesukkel om my te laat los. Ek het op 'n manier gedink, dalk moet 2021 my jaar wees waar ek vreugde inoefen. Want ek dink ook dat dit iets is wat ons kan inoefen. Paulus sê immers dat ons bly moet wees. Maar as dit 'n jaar is wat verrassings gaan inhou, wat ons weet dit doen, dan is dit nie altyd so maklik nie. Self is ek 'n melankoliese tipe mens. Ek kan my soms verwonder aan mense wat so lig deur die lewe gaan. Dis nie in my aard nie. Pyn van die lewe sien ek gewoonlik baie vinnig raak. Die droefheid van die wêreld lê soms baie swaar op my skouers. Soos ek vir myself sê, oefen vreugde in vir 2021 as my geloofsgewoonte. Hoe gaan ek dit regkry? C.S. Lewis het op 'n stadium in sy mooi boekie Surprised by Joy gesê, ons gaan nie vreugde vind nie. Vreugde moet ons vind. Ons weet eintlik dat dit waar is. Jy kan so soek na iets wat hier voor jou oë lê, dat dit iemand anders neem om vir jou te wys waar dit is. Jy kan so verby iets leef. Vreugde werk baie keer dieselfde. As jy vreugde buite jouself gaan soek, dan gaan jy dalk ver soek. Ek sal nie omgee om in 2021 ook met 5 maklike getalletjies 3, 4, 5, 6, 7 die lotto te wen nie. En tog sê die navorsers vir ons dat mense wat sulke gelukskote kry, binne 3 jaar weer teruggaan na hulle gewone lewens toe. So as ek vreugde wil inoefen wat blywend is, hoe gaan ek dit moet doen? Dalk lê die antwoord in die Bybel. Een van die liedere wat ons baie keer sing, ons sing dit gewoonlik baie lofprysend met ons hande in die lug, 'n jubellied. Eintlik is dit nie 'n jubellied nie. Dit begin as 'n klaaglied. Ek praat van Habakuk 3. En dalk moet 'n mens na Habakuk 3 gaan kyk, as jy regtig wil weet hoe jy vreugde moet inoefen, dat dit van 2021 'n vreugdejaar kan maak. Habakuk vertel van pyn. Die hoofstuk begin by 'n gebed van die profeet Habakuk op die wysie van 'n klaaglied. As Habakuk terugkyk, Habakuk 1 en 2, dan verstaan hierdie mens hierdie woorde by vers 2. Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Hy praat van God se verlossing, dat God gered het, dat God 'n gebed verhoor het. Maar duidelik het dit nog nie vir hom gekom nie, want hoor hier, doen dit tog ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u self in u toorn. En dan, net na dit, is dit asof Habakuk met 'n visioen ingetrek word in die allerverskriklikste storm. Jy kan dit self gaan lees, maar dit is 'n geweldige
ding wat Habakuk, wat hy sien, wat voor hom afspeel. God se toorn. Dit was natuurlik in die tyd van Nebukadneser. Geweldige, gruwelike dinge wat gebeur het. Jy kan daarvan in Jeremia gaan lees. En Habakuk as die profeet word ingetrek om iets van dit in te sien. As jy vroeër in Habakuk gaan kyk, dan sien jy daar hoe God praat van die Galdeërs wat weer gaan optrek en hierdie klein volkie Israel gaan vernietig. Habakuk 3 is alles behalwe 'n jubellied. En dis die gedeelte wat ek dan nou bring na jou toe, hier op hierdie eerste Sondag in Januarie. Dis amper asof ons vir mekaar kan sê, weet jy wat? Enige iets kan in 2021 gebeur. 2020 het dit vir ons vertel. Maar die een ding wat ons wil hê, is dat dit met ons moet wees soos wat Habakuk hier sê, Here, ek wil tog ook ervaar hoe U vir ons goed is. Ek wil nie net daarvan hoor nie. Hoe gebeur dit? Hoe is dit dat Habakuk hierdie klaaglied kan afsluit met hierdie woorde? In Hebreëus is daar 'n woordjie. Kort woordjie, dit is eintlik net 3 letters. Die woordjie is ani. Daai woordjie draai alles om. Nadat Habakuk hierdie ellende gesien het, en ons wat hier sit in 'n begin van die jaar wetend, dat daar regtig dinge vir ons kan voorlê in hierdie jaar, wat nie vir ons gemaklik is nie. Hoe kan ons 'n Habakuk jaar ervaar? Alles draai om hierdie woordjie aan. Luister wat skryf Habakuk. Alsou dan ook die vrye boom nie bot nie, alsou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waaruit die rebok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Alsou dan ook die vrye boom nie bot nie, alsou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waaruit die rebok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Hy sê, toe ek hierdie dinge gehoor het, dit wat nou hier voorheen vertel is van die pyn, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan, want dis wat dit gebeur, as jy 'n visioen van God beleef. Hy sê, tog sal ek geduldig wag, dat ek ook kan ervaar wat God se goedheid is.
Hy sê, ek gaan geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk, deur wie ons aangeval is. Hy sê, ek gaan wag dat dit gebeur, dit moet maar kom. En dan staan daar, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, al sou die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Hy sê, al sou al hierdie goed gebeur, en jy hoor 'n profeet wat praat met 'n klaaglied. Al sou al hierdie dinge gebeur. In 'n klaaglied sing 'n mens met 'n keel wat toegeknyp word. Jy sing dit bang, benoud. Selfs jou gebed wat jy bid jy bang en benoud. Here, die jaar lê voor. Al gebeur enigiets, al lyk ons jaar soos 'n Habakuk jaar. Ani, daai enkele woordjie, nogtans, al gebeur al hierdie dinge, nogtans sal ek jubel skryf hy. Nogtans sal ek juig in God my redder. Want dis die Here my God wat vir my krag gee. Dis hy wat my voete maak soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En dan eindig hy af met hierdie woorde. Dis vir die koorleier geskryf met snare spel. Dit moet in die gemeente gesing word. Dis 'n klaaglied. Al gebeur al hierdie goed. Al druk hierdie jaar wat voor lê, dalk, net dalk, ook jou stem partykeer toe, dat dit vir jou voel asof jy nie asem kry nie. Oefen die geloofsgewoonte van vreugde in. Aan. Al gebeur enige iets hierdie jaar. Oefen die geloofsgewoonte van vreugde in. Amen. Nogtans. En hy eindig soos wat hy begin het. Here, ek wil nie net hoor dat U goed is nie. Hy eindig met, U maak my sterk. Dit kom van U af. U is die een wat vir my krag gee. U is die een wat my vlugvoetig maak. Omdat ek die aan nogtans ken. Dis wanneer klaagliedere gesing kan word. En dat jy deur dit weet, ek gaan hierdie jaar vreugde inoefen. Wat ook al gebeur, 2021 is my vreugdejaar. My jaar wat ook nogtans geskoei gaan wees. Ek bid dit vir jou ook. Bid saam met my daarvoor. Mag ons vashou, Here, aan U belofte. Dit maak nie saak wat gebeur nie. U die een is wat vir ons die krag gee van 'n ribbok. U die een is wat ons op hoë plekke laat loop. Ons kan maar sing met snare spel. In die gemeente loof ons U. Want U weet dat ons U nogtans mense is. Amen.
eers my vriend wil wees nie. Nogtans sal ek in my lewe sal ek juig in God my redder. Selfs in my donkerste nag as die antwoorde my ontwyk, sal ek juig, sal ek al sou my drome ook in skerwe lê, en die woestyn sal my hart se klop bly kraak. Al sou my pyn en seer verstik in al my vrae, en ek glad nie meer die hoop in my wil dra nie. Nogtans sal ek in my lewe sal ek juig in God my redder. Selfs in my donkerste nag as die antwoorde my ontwyk, sal ek juig, sal ek U maak my voete soos 'n ribbel, en U laat my op hoë plekke veilig staan. U neem my klaaglied en skep 'n loflied wat sal klink tot U eer, tot U eer. Nogtans sal ek in my Here hemel, en sal ek juig in God my redder. Selfs in my donkerste nag as die antwoorde my ontwyk, sal ek juig, sal ek Die Here sal jou vul met sy vreugde en sy vrede. Die Here sal vir jou krag gee en jou voete vlugvoetig maak, want die Gees is by jou. Amen.